Hartlik welkom aan ons aanlyn kykers by die geleentheid 12de Sondag in Koninkrykstyd, Sondag 16 Augustus. Mag dit vir jou ook 'n spesiale en aangename dag saam met ons wees. Ons lees verder uit Efesiërs hoofstuk 5 uit en ons lees vandag spesifiek vers 15 tot 21 met die tema wandel elke tree wat lewe gee. So, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, ons het vroeër vanoggend reeds gevra, leer ons om u wil te doen. En om dit te leer, is dit nodig dat ons nou die Bybel oopmaak. So maak ons ontvanklik om dit te hoor. Geef ons uiteindelik wysheid om te onderskei en help ons om te hoor wat die Gees vir ons sê en leer. Ons gebed is vanoggend, vorm ons deur die woord, sodat ons nie net sal hoor wat U sal sê nie, maar dat ons sal wandel soos U ons elkeen roep om te wandel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam Efesiërs 5 vers 15. En dan staan daar die volgende: Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer om te wete te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vul en sing onder mekaar lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Kom ons lees tot sover. Mag die Here ook sy woord aan ons harte seën en mag ons daaruit leer. Vriende, dis die derde week wat ons by Efesiërs 5 stil staan. En 3 keer in die 3 gedeeltes wat ons gelees het, vers 1 en 2, vers 3 tot 14 en ook in hoofstuk 5 vers 15 tot 21 wat ons vanoggend gelees het, gebruik Paulus 'n Griekse woordjie wat nie noodwendig in ons Afrikaans staan nie, maar 'n woord wat sê dat ek en jy moet wandel, dat ons moet leef, dat ons ons lewenspad moet loop. Met ander woorde, as disippels, as navolgers. Efesiërs 5:2 het ons gehelp om te sê wandel in liefde. Want dit was ons identiteit. Ons is die geliefde kinders van God. Daarom word ons genooi en geroep om in liefde te wandel. Die liefde waarvan Christus self die vorm bepaal het, naamlik selfgewende liefde. En dan die bekende Griekse woord selfopofferende liefde. Verlede week het ons mekaar gesê in hoofstuk 5 se 8ste vers, wandel as kinders van die lig. En wat het ons gesê? Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. En nou kom Paulus 'n derde keer terug daarna in hierdie gedeelte wat ons mee werk in vers 15 en hy sê wandel met wysheid. Nou daar staan nou nie in Afrikaans wandel nie, maar wat sê vers 15? Hy sê wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Wees baie versigtig hoe julle lewe. En hierdie derde keer wat hierdie Griekse woord gebruik word, vervang dit nie die eerste 2 nie, dit sit die 3 bymekaar.
Want dit help ons om te leer om te wandel. As ek onthou dat ek 'n geliefde kind van God is, as ek onthou ek is 'n kind van die lig, dan kan ek uiteindelik ook met wysheid handel. So, ware liefde en lig moet in die gewone lewe voete kry. Nou as ek terug by ons doen gedeelte wat julle elke dag kry in ons WhatsApp is, daai 2 voetjies wat loop. Die liefde en die lig moet voete kry. Dit moet 'n realiteit word in die lewe. In my volgende besluit, in my volgende gesprek, my volgende ontmoeting, my volgende tree. En dis hoekom ons tema dan vanoggend is wandel elke tree wat lewe gee. En daarom begin Paulus eintlik op 'n baie eenvoudige manier as hy met ons praat. As hy sê, maar as jy hierdie tree moet gee, is dit verskriklik belangrik om te sê, kyk waar jy loop. Kyk hoe jy loop. Vers 15, wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Nou wil ons dadelik vir mekaar sê, en hoor nou weer eens die Afrikaans. Die oomblik as jy hoor, wees baie versigtig, dan hoor ons in Afrikaans, pas op, hier's dalk iets waarvoor jy moet bang wees. Met ander woorde, hy roep ons nie op tot 'n stuk angstige versigtigheid nie, maar hy roep ons op en hy sê, 'n noukeurige, gefokusde lewe. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Met ander woorde, leef gefokus. Moenie net bestaan nie, moenie net asemhaal nie. Wat sê dit in gewone Afrikaans? Ek kan nie met oogklappe aanloop nie, ek kan nie met toe oë deur die lewe loop nie, ek moet kyk waar ek loop en hoe ek loop. En ek dink dis nogal ietsie waar ons vir mekaar so 1 of 2 goed moet sê. Baie van ons lewe gebeur instinktief. Met ander woorde, jy doen 'n bepaalde ding en jy vra nie eers meer vra daaroor nie. Jy dink nie eers meer as jy dit doen nie. Dit gebeur outomaties. Party mense sal sê van nature. En ons kan hulle opnoem. Dis ons gewoontes, dis ons reaksie, dis ons lewenstempo, dis dit wat ons van mense verwag. Ons volgende afspraak, die volgende boodskap, die volgende probleem wat opgelos moet word. 'n Mens kan so besig wees met die lewe dat jy nie aandag gee aan hoe jy leef nie. Julle sal onthou ons het op 'n stadium met ons 'n baie mooi Afrikaanse woord gebruik wat gesê het lewe met bedagtheid. Met ander woorde, be present, wees in die oomblik, gee aandag hoe jy leef. Die bekendere Henry Nouwen help ons, hy sê, wanneer die geraas stil word, ontdek ons dikwels hoe moeilik dit geword het om waarlik aandag te gee. Hoor mooi wat sê hy? Wanneer die geraas stil word, ontdek ons dikwels hoe moeilik dit geword het om werklik aandag te gee. Want ons is so besig, daar is soveel geraas, daar is soveel goed wat op ons aanspraak maak, dat ons is ongemaklik met stilte. Daar moet die hele tyd een of ander vorm van klank wees. So Paulus help ons, hy sê, moenie net kyk waar jy loop nie, maar kyk hoe jy loop. En sodra ek begin kyk hoe ek loop, kyk hoe ek wandel, ontstaan die volgende vraag van self. Dis hoekom ons tema is wandel elke tree wat lewe gee. Die vraag is doodeenvoudig, wat is dan die volgende tree? Nou het ons al vir mekaar oor 'n tyd gesê, God gee dikwels lig net vir die volgende tree. Maar ek dink dis waar ons baie keer in die lewe vashak is om te sê,
Wat is die volgende tree? En dan wil ek gou teruggryp na 'n vers van verlede week, na vers 10 toe. Julle onthou vers 10 was in 2 sulke stukkies gedeel. Julle gaan Dinsdag gaan julle 'n bietjie daaroor dink, Efesiërs 5:10. Wat sê hy as hy sê, hoe weet ek watter tree is wys? Dis die volgende tree wat ek moet gee. Dan gaan dit daaroor dat ek moet onderskei. Ek moet in hierdie situasie vir myself kan sê, watter tree is nou moontlik? Watter tree vra hierdie bepaalde oomblik vir my? En dan sê Efesiërs 5 vers 10 die volgende pragtige ding. Hy sê, vra julleself voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Kan jy jouself sien in die situasie? Jy moet 'n volgende tree gee. En net so, jy dalk al jou voet in die lug en jy vra net vir jouself af as 'n onderskeidingsvraag, is dit wat ek nou gaan doen vir die Here aanneemlik? Vra jouself voortdurend af iets vir die Here aanneemlik is. Dis 'n ongelooflike manier om oor die lewe te praat. Want wat sou ons weer hier verwag? Ons sou weer eens 'n lysie verwag wat sê, werk hiermee, dan weet jy wat die Here... Nee, Paulus kom en hy sê, gemeente, ek wil julle help. Ek wil help om te onderskei. Om voortdurend vir God af te vra, wat is vir hom aanneemlik? Die Griekse woord wat hier gebruik help met die gedagte van toets, ondersoek, beproef, om vas te stel. Met ander woorde, mense wat in die lig wandel, leer om hulle werklikheid voor God te toets. Is dit vir die Here aanneemlik? En dan haak hy met vandag se skriflesing vers 16 en 17, want wat sê hy dan? Hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Met ander woorde, Paulus is nie vir een oomblik in 'n romantiese wêreld van die wonderlike ideale wêreld wat almal tog so graag wil hê en skep en alles wil doen om te kry. Paulus haak en hy sê vir ons in die eerste plek vra of goed vir God aanneemlik is. Die tweede ding sê hy, maar julle moet die beste gebruik maak van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Hoe haak hy die twee bymekaar? Hy sê net maar, dis hoekom jy vir die Here moet vra, want jy gaan dalk nie hierdie een geleentheid kry. En dan moet jy daai geleentheid optimaal benut. En die Griekse woord wat daar gebruik word is die woord kairos. So Paulus sê vir ons, in 'n wêreld waar ons in 2026 leef, vra jouself al wat vir die Here aanneemlik is. Onderskei. Maar besef elke geleentheid is 'n belangrike geleentheid en dis ook in 'n goddelose tyd. Wat sê as hy verder gaan in daai vers 16 en 17 en sê, moenie onverstandig optree nie, en dan sluit hy die vers af, wat sê hy? Maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet doen. Haak daai nou net by mekaar, hoor gou mooi. Vra julle voortdurend af wat vir die Here aanneemlik is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet doen. Onderskeiding. Hier is nou lekker 3 vrae. Nou weet ek, as ou en net so met jou voet in die lug staan, jy moet tree gee en jy moet, jy dalk nie die 3 vrae onthou nie. Maar dis omdat ons ook haastig is. So kan jy dink as jy die volgende tree in jou lewe moet gee en jy kan net so 'n bietjie terug staan en net asemhaal en sê, gaan dit vir die Here aanneemlik wees? Is dit die beste vir hierdie geleentheid? Dalk moet ek wag en eers verder dink oor wat die Here wil hê ek moet doen. Ek het reeds gesê die woord vir geleentheid is kairos.
So dit gaan uiteindelik ook, as jy hom dieper vertaal, as 'n beslissende oomblik wat voor jou lê. So dis nie maak die beste gebruik van elke geleentheid nie, kan homself sê, maak die beste gebruik van elke beslissende oomblik wat voor jou lê. Met ander woorde, dit beteken, dit het die potensiaal om jou lewe ingrypend te verander. Daarom is dit nodig dat jy weet wat die Here wil hê jy moet doen en jouself afvra, wat is vir die Here aanneemlik? So om wys te wandel beteken dat ek leer om die oomblik waarin ek staan raak te sien en te vra, wat vra getrouheid aan Christus nou van my voor ek die volgende tree gee? En dit maak onderskeiding konkreet, want dis nie bloot net nog 'n tree nie. Dis 'n tyd wanneer die lewe van my vra om te praat of dalk stil te bly. Dis dalk 'n oomblik waar ek moet optree of is dit 'n oomblik waar ek moet wag? Is dit 'n oomblik waar ek moet vashou of is dit 'n oomblik wat ek moet laat gaan? Dis 'n oomblik waar ek 'n grens trek of dis 'n oomblik wat ek nader beweeg? Dis 'n oomblik waar ek moet leiding gee of is 'n oomblik waar ek sê ek gee iemand anders die ruimte om aan te gaan? En daarom is dit krities belangrik om te sê, wysheid is nie net om 'n stel regte antwoorde te hê. Dis kennis. Wysheid onderskei die tree wat hierdie spesifieke oomblik van my vra. En dan kom ek terug by wat ek gesê het. Paulus sê vir ons baie mooi, dis 'n goddelose tyd. Ek onderskei nie vanuit 'n ideale wêreld waar alles eenvoudig en duidelik en voor die hand liggend is nie. Ons leef in 'n werklikheid waar mag en vrees en eie belang en geraas en gebrokenheid ons oordeel kan vertroebel. So kom ons in 'n tyd leef waar ons agterkom, mense dink net aan hulle self. En dis hoekom onderskeiding stadig is. In hierdie gebroke wêreld moet ons vir mekaar sê, wat gebeur met die stadige werk van onderskeiding, gesprek, gebed en wag, wanneer ons gewoond geraak het, dat elke vraag 'n oombliklike antwoord moet hê. En nou leef ons nou nogal in 'n tyd waar ons dit kan hê. Want jou dokter probeer jou nog met diagnoseer, dan Google al vir jou gesê, wat se pille hy vir jou moet gee, en hoe siek is jy. Of jy voer dit vir een of ander AI, hy verduidelik vir jou simptome, wat se medikasie, wat. So mense wag nie meer vir 'n antwoord nie. Mense het lui geraak om te onderskei. Want glo ons moet oor alles als weet, want dan sal dit met ons goed gaan. Daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar bly sê, so kyk wat Google sê, of vra jouself af of wat Google sê vir die Here aanneemlik is. En nou wil ek jou verder help en sê, en ek kry dit baie, onderskeiding is nie net iets vir die kruispaai van my lewe nie. Ek sal baie kry dan sal mense my bel en sê, "Dominee, ek moet nou hierdie situasie gaan, ag bid net asseblief vir my. Stuur net 'n gebedjie op."
Sê ek, wie jy, is okay, ek sal vir jou bid, ek gee nie om nie. Maar onderskeiding beteken elke dag. Dis nie 'n geleentheidsgebed nie. Dis nie 'n oomblik nie. Dis nie net by kruispaaie nie, dis 'n lewenshouding. Wat is vir die Here aanneemlik? Vers 17. Wat wil die Here hê moet ek doen? So kom ons tema baie konkreet sê, wandel elke tree wat lewe gee. My volgende gesprek, my volgende besluit, die volgende mens wat voor jou staan, die volgende geleentheid, die volgende beslissende moment in jou lewe. Kyk en onderskei. Vra jouself af, wat is vir die Here aanneemlik? Hoe moet ek optree? Watter tree is volgende? En nou sê jy vir my, goed, jy het net nou gesê, Paulus sê, ons leef in 'n goddelose tyd. Ja, Paulus sê dit, Paulus is reg. So in hierdie goddelose wêreld, hoor ek voortdurend stemme, daar's kragte wat my beïnvloed, daar's omstandighede, wat maak dit ek sê, maar ek weet baie keer wat is die regte ding om te doen, maar die situasie druk my in 'n ander rigting. So hoe word ek die tipe mens wat kan onderskei? Hoe word ek die soort mens wat wys kan onderskei? En dan sê vers 18, probeer net harder. Nee, het staan nie neerskryf. Dis alles behalwe wat Paulus skryf. Hy sê nie probeer harder nie. Hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard. Hy sê, laat julle deur die Gees vervul. Laat die Gees julle vervul. Met ander woorde, as hy sê, en hy gebruik nou drank as 'n voorbeeld, hy sê nie dood eenvoudig, moenie aan daai patrone van die lewe toegee nie, maar laat die Gees julle volmaak, want daar's uiteindelik nie net drank wat jou kan volmaak en kwansys satisfaksie bied nie. So Paulus help hier verder. Hy help ons met 'n derde ding, hy sê die twee goed teenoor mekaar. Hy sê nie net wat doen jy nie, hy sê wat vul jou? Wat maak jou vol? Waarvan is jy vol? Wat vorm jou? Wie vorm jou? Want dit wat jou vol maak, is uiteindelik wat jou wandel bepaal. So kom ons mos 'n Afrikaanse spreekwoord het wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En hy gebruik dronkenskap nogal as 'n bepaalde en 'n konkrete voorbeeld. Want wat gebeur as jy onder die invloed van alkohol is? Invloed jou oordeel, jou woorde, jou optrede, jou verhoudings. Jy tree anders op omdat iets anders oor jou begin beheer neem het. Nou sê hy, nee, moenie dit doen nie. Laat die Gees julle vervul. En dis hoekom ek sê, dis nie probeer harder nie, want ons vervaardig nie 'n geesvervulde lewe deur harder te probeer nie. Ons stel onsself beskikbaar vir God se Gees om ons te vul en ons te vorm. En dan moet ek jou terugvat na vers 1 en 2 toe. Waar die wandeling begin, by ons identiteit. Jy is my geliefde kind. Die Vader se uitspraak oor Jesus, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Dis my geliefde seun, luister na hom.
So wat gee God vir sy geliefde kinders, sodat hulle in die lig kan wandel? Hy maak hulle vol met sy gees. So hoekom sê hy, laat die gees julle vol maak, laat die gees julle vul? Hy sê, laat die gees hierdie nuwe identiteit van geliefdheid al dieper en meer vorm gee aan jou lewe. Want onthou, dis wat ek besig is om te word. Soms mekaar gesê, vorming is dat alles wat nie soos Jesus lyk nie, moet uit my lewe uit. Dis die vorming, dis wat die gees in my lewe doen. Want hoe dieper dit gaan, hoe meer word my lewe gevorm. Want as ek gewoond is aan status en sukses, dan begin ek mense en geleenthede meet aan wat sy of hy vir my kan beteken. En baie van ons is slagoffers van dit wat ouens op ons koppe trap om bo uit te kom en nie 'n flenter omgee wat van ons word nie. 'n Mens wat deur die geraas en die dringendheid van die tyd gevorm word, kan uiteindelik alles in die lewe as dringend en belangrik beleef en glad nie meer onderskei nie. Want alles is belangrik. Alles is dringend. So die vraag is, wat vul my? Wat kry toegang tot my binneste? Wat vorm die manier waarop ek kyk, waarop ek kies, hoe ek praat en hoe ek reageer? En mag ek met alle respek teenoor die Heilige Gees sê, die Heilige Gees is nie Google nie. Die Gees vorm my nie net om besluite te neem nie. Die Gees vorm my om toenemend meer soos Jesus te lyk. Om 'n mens te word wat vra, watter tree gee hier lewe? Ongelooflik is dat Paulus dit nie daar los nie. Die oomblik wanneer hy praat oor laat julle met die Gees vervul, is sy volgende lyn van gedagtes die woord mekaar. Met ander woorde, die vervulling met die Gees word sigbaar tussen ons. Word sigbaar tussen die mense rondom ons. En nou gaan julle verstaan hoekom ek sê vers 21 word die sleutel wat die res van 22 tot 33 en uiteindelik die hele hoofstuk 6 oopsluit. Want geesvervuldheid gaan nie oor 'n individuele ervaring van ek het die Gees. Ek is baie keer baie stout as ek hieroor praat, maar ek wil dit sê, dit klink baie keer vir my, as ek nou van hierdie gesprekke luister, dan klink dit vir my soos 'n atletiek byeenkoms. Wie van julle kan onthou van jamblikke visblikke? Toe ons daar was, wat het ons gesê? Ons het die Gees, ja man, ja. En dan point ons vir die ander, dan skree hulle, ons het die Gees, ja man, ja, dan point ons die kant toe. Nou skies, dis nie hierdie ding nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Dit gaan oor mekaar. So die taal verander van hoe ek wandel, na hoe leef ons saam. En dan sê hy sing onder mekaar, dank die Vader, wees uit eerbied aan mekaar, aan Christus, wees uit eerbied vir Christus, aan mekaar onderdanig. So geesvervulde lewe beweeg na God en na mekaar. So vervulling met die Gees is uiteindelik nie hoofsaaklik binne in my gebeure,
my geloof, my ervaring, my God, my gebedslewe, my geestelike groei nie. As die Gees my vul, raak dit die ruimte tussen my en God en almal rondom my. Raak hoe ons praat, hoe ons saam aanbid, hoe ons saam die Here dank, hoe ons na mekaar kyk, hoe ons met mekaar omgaan. Die vraag uiteindelik is hoeveel ruimte is ek bereid om vir jou te maak? So vervulling met die Gees raak verhoudingsmatig. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdaan. Dit vloei natuurlik uit laat die Gees julle vervul. Want die mens wat deur die Gees gevorm word, hoef nie noodwendig voortdurend die belangrikste te wees nie. Hoef nie altyd die laaste woord te hê nie. Hoef nie sy of haar eie posisie te beskerm of hulle eie belang eerste te stel nie. Geliefde kinders, deur Jesus wat 'n offer gegee het wat vir God aanneemlik was, Romeine 12 gee hulle self as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Met ander woorde, dit is weer die selfgewende liefde. Christus het liefgehad deur homself te gee. En daardie liefde word nou onder leiding van die Gees by 'n punt, of kom dit by 'n punt, waar dit tussen mense vorm aanneem. Liefde wat voortdurend ruimte maak vir ander. En soos ek sê, ons gaan dit volgende week so 'n bietjie uitpak oor die verskillende verhoudings. Hoe neem dit tussen mense vorm aan? In huwelike, in gesinne, in werksomstandighede. Weet jy wat ek dink ons vandag vir mekaar moet sê is, dank God die Vader altyd oor alles. Want dankbaarheid verander die manier waarop 'n mens deur die wêreld beweeg. Kollega van my skryf baie mooi. Hy sê dankbaarheid is die geheue van die hart wat genade onthou. Kan ek dit vir jou weer sê? Dankbaarheid is die geheue van die hart wat genade onthou. Selfs binne 'n gebroke werklikheid onthou mense dat die Gees besig is met vorming. God het ons nie verlaat nie. Genade is steeds 'n werklikheid. Ek leef steeds as God se geliefde kind. En die tree wat deur die Gees gevorm word, begin lewe gee. Wandel elke tree wat lewe gee. Wanneer ons saam sing, wanneer ons saam dankbaarheid betuig, wanneer ons saam voor Christus buig. Vriende, dan die realiteit, hierdie saamwandel is nie 'n wandeling uit hierdie wêreld uit na 'n meer geestelike plek nie. Dis juis hier, in ons huise, in ons gemeente, in ons werk, in ons gesprekke, ons besluite, ons verhoudings, waar die wandel sigbaar word. Ons het op 'n stadium daaroor gepraat. Hemel op aarde mense. Dis ek en jy. Mense wie se lewe hier en nou iets laat deurskemer van die nuwe werklikheid
waarin ons reeds in Christus behoort. Waarmee gaan ons huis toe volgende? Waarmee gaan ons verder lewe? Wees versigtig hoe jy lewe. Kyk na die volgende tree en onderskei, vra jouself voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Probeer te weet te kom wat dit is wat die Here wil hê jy moet doen. Ag 'n oomblik hierdie week kom, wees wanneer die antwoord nie oombliklik duidelik is nie. Raai wat? Jy hoef nie vir Google te gaan vra nie. Jy hoef nie paniekerig te wees om 'n antwoord te vervaardig nie. Jy kan stil word. Jy kan wag. Jy kan bid. Jy kan luister. Want jy wandel nie alleen nie. Ons is medereisgenote. Christus stap saam met die Emmausgangers. Hy gee sy Gees om saam met ons te stap. Dus kom ons sê, laat die Gees julle vul. Laat die Gees jou so vorm, dat jou volgende tree 'n geesgevormde Christus tree is. Een tree in liefde, een tree in lig, een tree in wysheid. So jy hoef jy al die vrae te onthou. Eenetjie vir hierdie week. Gee hierdie tree lewe. Want die mens wat deur die Gees gevul word, begin anders teenoor God en teenoor ander mense lewe. En net so laaste een om vas te knoop. Wandel elke tree wat lewe gee. Nie omdat jy 'n geliefde kind wil word nie. Omdat jy reeds 'n geliefde kind is. En jy eintlik nie anders kan optree as tree wat lewe gee. So mag die Gees jou vervul. Een tree op 'n slag, in liefde, in lig en met wysheid. Wandel elke tree wat lewe gee. Mag jy veel tyd om stil te word.
Here, ek wil so graag met wysheid lewe en wandel. Maar ek weet vandag hoe maklik ek ondeurdag leef. Hoe maklik ander stemme my lewe vul en vorm. Daarom vra ek vandag, gee asseblief vir my oë wat raak sien, hart wat onderskei, en die moed om te doen wat vir U aanneemlik is. Vul my met die Gees. Vorm my om al meer soos Jesus te word, sodat my liefde selfgewend sal wees. Dat my woorde sal opbou en dat dankbaarheid in my sal groei en ek ruimte sal maak vir ander. Lei my Here wanneer ek nie die hele pad sien. Gee my asseblief die lig vir die volgende tree. En mag ek dan so leef, mag ek so wandel, dat daardie tree lewe gee. Tot U eer en tot seën van elke mens, saam met wie ek die pad loop. Amen. Vriende, kortliks ons koninkryksnuus. Ek herinner jy kry elke dag die WhatsApp met die boodskap. Ons al lekker hierdie gedeelte uitmekaar uit hierdie week. Met dan die verskille in die 7 ritmes wat jy kan doen. So gebruik dit. Maak daarvan gebruik en laat die Here ook vir jou vorm en mag die Gees jou ook volmaak. Ek wil net namens die huis so bejaardes sê baie dankie vir almal se ondersteuning gister by Lindy se byeenkoms by Suiderlig. Ons het 700 vroue bymekaar gehad, baie mooi geleentheid. Ook dankbaar dat die Here vir Lindy beskerm het in die sin dat sy ook nie net hier by ons in Kreersdorp was nie, sy was ook betrokke by baie groot vroue byeenkoms by Hilaris Park gemeente in Pretoria, waar sy ook saam met 'n klomp ander mense opgetree het in Vroue Maand. So ons is baie dankbaar en mag die vrug van dit wat gister gebeur het ook sigbaar word in die lewens van die mense wat daar was. Dan herinner ek net die selfoonboodskapdiens, jy kan my kontak 083 654 0806. So vir almal baie geseënde week, mag dit met julle goed gaan. Sien mekaar DV volgende Sondag. Totsiens.